Halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Halleluja, halleluja. Mijn Jezus kwam spoedig weer terug. Ja, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Oh, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Ja, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Prijs die Heere, ja, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Ja, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Prijs die Heere, ja, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Halleluja, halleluja. Mijn Jezus kwam spoedig weer terug. Prijs die Heere, ja, halleluja, halleluja. Jezus kwam spoedig weer terug. Halleluja, halleluja. Mijn Jezus kwam spoedig weer terug. Oh yes, halleluja, prys die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus dat U het uitgeroep. Ek het gekom, o God, om U wil te doen. Ding van Getsemane het uitgeroep, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Totaal oorgegee aan die wil van die Vader. Het U dit kom doen wat nodig is vir die redding van die mense ewige, onsterflike siel. Baie, baie dankie Here Jesus, dat U selfs alles verlaat het, aarde toe gekom het, U self onledigheid gestalte van 'n diensneg aangeneem, sodat U ons kan bedien met die brood van die lewe en met U kosbare bloed. Ons wil aan die Here al die lof en die eer gee, dat hy waarlik vir ons as mens omgee, soveel mate dat God laat weet het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kan beerwe. Dankie, Here Jesus, U het niks uitgelaat nie. U het alles ingebring, sodat ons, soos die woord sê, volkome voor God kan wees. Baie dankie, dis alles moontlik deur U kosbare bloed, en daarvoor wil ons U loof en prys. Ons sê vir U baie dankie, dat ons dan in hierdie dag weer so saam kan wees. Ja, Here Jesus, baie dankie dat ons weer kan luister na U woord. Baie dankie dat die Heilige Gees, die trooster, ons sal leer en lei in die hele waarheid. Baie dankie dat ons weet dat die Heilige Gees is met ons. Dankie dat die Heilige Gees waarlik ons oortuig van die sonde, geregtigheid en oordeel, sodat ons voor U aangesig kan staan, wit gewas deur die kosbare bloed. Ek vra Here, wanneer die woord uitgaan, dat dit vir elke hart 'n seën sal wees. Laat elke een wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê, laat elke oor met U bloed bestryk sal wees, sodat net die waarheid van die woord sal ingang vind tot verheerliking van die groot en heilige naam. En ons prys U daarvoor. Seën ons nou saam in Jesus se naam en ons dankie. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag weer saam te wees. Groet u almal in die mooi naam van die Here Jesus Christus. En ons dank die Here weer eens vir 'n voorreg wat ons het om hierdie wonderlike evangelie van vrede te kan uitdra aan elke mens, soos die koor die liede dan sê oor land en see.
eer die Here daarvoor, ons dank die Here vir 'n voorreg dat ons op Joy Gospel Radio ook die woord van die Here kan uitsaai, en ons dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou Christel, en ons weet dat die Here in hierdie nuwe jaar wat kom, waarin ons al reeds is, laat dit vir hulle waarlike geseënde en 'n voorspoedige jaar sal wees in die werk van die Here, dat hierdie werk sal uitbrei sodat die Here daardeur verheerlik kan word en die mens aan Christus voorgestel kan word. Hy wat alleen die saligmaker is. Dank die Here dat ons weet dat die Here doen dit, en ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en ons is dankbaar teenoor die Here want Pinkster is ingesluit die Heilige Gees. Eintlik is dit die Heilige Gees wat Pinkster maak, en dis waarom hy sê iemand wat nie weergebore is uit water en gees nie, sal die koninkryk van die hemel nie ingaan of die koninkryk van die hemel sien nie. So dis deel van die Heilige Gees en daarvoor dank ons die Here. Halleluja. Maar ons sal verder gaan in die woord van die Here, en ons het laasweek gesien na een ding wat wonderlik is wat gebeur het, en dit is dat die Here Jesus wat neergedaal het na ons toe, het teruggegaan na die Vader uit aan die regterhand van die Vader gaan sit, en die Vader het laat weet, en dis in die woord opgeskrywe, dat die Here Jesus het aan die regterhand van die Vader gesit, nie as 'n koning, nie as 'n heerser, nie as enigiets anders, het aan die regterhand van die Vader gesit as hoë priester, en hy sit nog steeds daar. Dis al wanneer dit gaan verander, die dag as Jesus terugkom aarde, dan kom hy terug as die koning van die konings, en dan is hy klaar met die hoë priesterskap wat hy gedoen het in die hemelse tabernakel. Halleluja. Want wanneer die volëinding van alles kom, dan gaan die offer sal nie tot niet gaan of weggaan nie, maar die offer sal altyd daar bly, en die bloed sal altyd daar wees. En wanneer ons al hierdie dinge eendag sal sien, sal ons daaroor juig en bly wees, en die Here prys tot in alle ewigheid. Halleluja. Want dit wat die Here Jesus kom doen op die aarde vir die mens, dit kan nooit verbygaan nie, dit bly tot in ewigheid. En daarom sal ons ook saam met hom in ewigheid bly. Halleluja. En soos ek laas keer gesê het, die belangrikste wat die Here Jesus gaan doen het, nadat hy opgevaar het, is om aan die regterhand van die Vader te gaan sit en vir ons in te tree. Dis waarom Romeine 8, ek het laasweek gelees, die 34ste vers, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, en wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Halleluja. Christus het gesterwe, hy is ook opgewek, hy het aan die regterhand gaan sit, en hy tree ook vir ons in. Dus die hele saligheid, as ons hierdie dinge nie het ons niks. Halleluja. En al die ander verse wat daarmee saamgaan, waarvan die woord praat, en vir Efesiërs is baie mooi, ek wil net so vinnig iets noem. Hy sê 1 vers 20, wat hy gewerk het in Christus, toe hy uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand, aan sy regterhand in die hemel. Wat het hy gewerk in Christus? Wat het hy in Christus gewerk? Ons saligheid. God die Vader werk ons saligheid in Christus. Want as ek nie in Christus is nie, dan het ek ook nie die saligheid nie. Halleluja. En dit is vir my so mooi, dat God die Vader alles bewerk het in sy Seun. Dis waarom ek gesê het, alles is vir hom, tot hom, in hom geskape. Halleluja. Want dit is wat God die Vader bewerk het, dat alles in hom moet wees. Halleluja. En dan natuurlik, as ons verder gaan, hy sê Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboor waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Wat moet ons soek? Baie interessant. Wat moet ons soek? Die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Ons moet daarna soek. Waarna soek ons? Waar is Christus? Aan die regterhand van die Vader.
Wat doen hy aan die regterhand van die Vader? Hy is die hoëpriester. Om wat te doen? Om vir ons in te tree, vir ons te werk, almal wat hom gehoorsaam is, sodat hy vir hulle 'n bewerker van ewige godsaligheid kan wees. Dus wie Christus is, wat daarbo is, wat aan die regterhand sit. Halleluja. Dit is waarom dit so belangrik is dat ons die dinge daarbo moet soek. Nou wat het die Here Jesus sê? Een van die wonderlikste dinge wat daarbo is wat ons moet soek, en dit is wat hy gesê het: soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar wat vir my wonderlik is in die woord van die Here, en dit is dat die Here Jesus sit nie aan die regterhand van die Vader om met die vyand af te reken en met al sy haters af te reken nie. Nee, die Vader het hom 'n gebod gegee, en sy gebod is die ewige lewe. So Christus is besig om vir alle mense die ewige lewe te bewerk, aan hulle wat hom gehoorsaam is. Halleluja. Daar is nie die Vader sal optree. Die Vader sal die heerskappy en die krag en die koningskap, hy sal dit uitoefen. Maar sy seun mag nie, want hy sit aan sy regterhand om vir ons in te tree. Nou, 'n baie belangrike ding in die woord van die Here, en dit is dat, ek wil dit net lees, soos ek al laas keer ook gesê het, dat Christus het ons konings en priesters vir sy God Vader gemaak, deur sy bloed, deur die bloed van die Nuwe Testament, die Nuwe Testament in sy bloed, en hy het ons duur gekoop, sê hy in Openbaring 5 vers 19. Deur sy bloed uit elke volk, nasie, taal en stam. Nou hier is 'n interessante ding. As jy ooit aan iets getwyfel het van die begin af, maar in Genesis, ek wil hierso iets net regstel. En dit is dat die Here God, as ek sê, die Vader het niks te doen sonder sy seun nie. En die seun het ook niks te doen sonder die Vader nie. En toe hy die skepping begin, om te sê, laat daar lig wees, is sy seun is die lig. Ja. En daaruit het hy dag en nag gemaak, en hy het seisoene gemaak, son, maan, sterre ensovoorts, en op die 6de dag het God die mens ook gemaak. Maar hy sê hierdie mooi woorde van die mens, en ek wil hê dat u moet ag gee op, want dit is baie belangrik. Hy sê in die 26ste vers, die eerste hoofstuk van Genesis, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou, die Here maak die mens na sy gelykenis, want sy gelykenis, God se gelykenis, het heerskappy, krag en wat alles. En nou maak hy die mense na sy beeld en gelykenis. Hy sê hierdie mooi woorde, sodat hulle kan heers oor die visse, oor die voëls, oor alle diere. Dat hulle kan heers, want ons is na die beeld en gelykenis van God gemaak. Want sy beeld en gelykenis sê net een ding, en dis heerskappy. En daarom sê God, en laat hulle heers. Nou, wat hier vir my interessant is, hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Nou, daar is nou ongelukkige mense wat glo, daar is net een, en dis die Here Jesus Christus. Hy is die Vader, hy is die Seun, en hy is ook die Heilige Gees. Nou, dis 'n leuen. Dit kan nie wees nie. Halleluja. En dan sê hulle, ja, maar God is gees. Ons moet nie na God kyk dat hy hande en voete en oë en ore en sulke goed en ek wil net iets vra vir u. As die Here God gesê het, ons sal mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En hy maak hierdie mens so. En ek lyk net soos Adam. Die vrouens lyk soos Eva. Maar ek lyk soos Adam. En Adam is gemaak na die beeld en gelykenis van God. Dit meen Adam, wat na die beeld en gelykenis van God gemaak is, hy moet nou ook nie hande en voete en ore en tone en allerlei goed hê nie, want hy is gemaak na die beeld en gelykenis van God. Die feit dat God gesê het, die skrif sê God is gees, beteken net dit, hy is nie vleeslik nie.
Ek meen, hy het nie 'n vleeslike liggaam nie. Nou, ons as mense het net so 'n liggaam soos hy, maar sy liggaam is gees. Is 'n geestelike liggaam. Maar hy lyk net soos ons. Halleluja. En dis baie belangrik om dit te weet, dat ons lyk soos God. En hy lyk soos ons. Ek meen, hy was nie skaam om te sê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Dit meen, hulle moet soos ons lyk. En dit is hoe ek lyk, as ek in die spieël gaan kyk, dis ek. En dis hoe God my gemaak het, en dit is hoe hy lyk. Nou sê hy, ja, maar ons moet nie vleeslik wees nie. Halleluja. Ek wil vandag vir u sê, dat die Here God het gepraat in die gees. Hy is gees. Ja. Maar toe hy sê, sy beeld, sy gelykenis, toe kom ons daaruit. Net soos hy. Ons kan nie God wees. Alhoewel toe die mens gesondig het, toe sê die Heer, nou sal die mens soos een van ons wees. Waarom? Ek meen, as die mens er een kan word soos God, en God is 'n gees, ek meen, julle kyk te veel na hierdie spookie, hierdie spookies goede, prentjies, fliekse goed. Dis waarom julle dink dat God is so 'n tipe gees, hy het nie hande, voete, en hy sweef in die lug rond, soos 'n babbeltjie. Ek wil hê, dat jy moet weet, as jy na die spieël kyk, dis hoe God lyk. Halleluja. Maar wat hier vir my belangrik is, en dit is wanneer die mens het gesondig. En hier kom die weer in die Nuwe Testament, en hy sê, as iemand nie weergebore word uit water en gees nie. Hier is die interessante ding. Hier kom die gees nou in werking vir die mens. As jy nie weergebore word uit water en gees nie. Halleluja. Maar, dit bly nie daar nie. Hy sê dit in Efesiërs so baie mooi. As ek hom net gou kan kry, ek wil dit vir u lees. Prys die naam van die Here. Want dit wat God in sy raadsbesluite besluit het, wat hy gaan doen met die mens wat hy gemaak het, dan sal dit so bly tot in ewigheid. Dat wat gebeur? Hy sê hierdie woorde, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus, tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Ons is sy maaksel. As God anders te lyk as wat ons is, dan is ons nie sy maaksel nie. Want hy het hierdie maaksel gemaak na sy beeld en na sy gelykenis. Maar nou kom die Here in die Nuwe Testament en hy kom sterwe en deur sy bloed word ons gered en daar vind 'n wedergeboorte plaas na die gees. Dis nou nie meer na die vlees nie, want God is gees. Na die gees. Halleluja. Nou, hoe lyk hierdie nuwe mens? Hierdie innerlike man? Hierdie nuwe skepsel, hoe lyk hy? Hy lyk, kyk na jouself in die spieël. Daai nuwe mens lyk net soos jy. En jy lyk net soos die Here. God bring nie verandering nie. Hy maak niet. Die mens val. God maak die mens nie in die tyd. Hulle wandel met God in die tyd. Hulle is met heerlikheid bekleed. Hulle het niks nodig nie. Hulle het nie dus nodig om te werk nie. Niks nie. Hulle niks nodig nie. Al wat hulle moes doen, hulle moes luister. Maar toe die mens val, toe kom ons uit by ou Adam. Maar hierdie ou Adam in sonde en ongeregtigheid, hy lyk soos God wat hom gemaak het. Maar sy beeld, gelykenis. En omdat die ou mens 'n probleem is, stuur God die Vader sy seun, sodat hy deur sy bloed die mens weer nuut kon maak deur 'n wedergeboorte. Wat begin by die bloed. Die bloed is die kern van dit alles. Halleluja. En hier gebeur 'n wonder. Nou skape, hy sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke. Ons is sy maaksel. Ons is sy maaksel. Adam was God se maaksel.
En hy het hierdie maaksel gemaak na sy beeld en na sy gelykenis. En nou kom ons in die Nuwe Testament daar in Christus, vind daar weer 'n geboorte plaas, die wedergeboorte. Halleluja. En nou is ons nog steeds sy maaksel, maar nou is ons 'n maaksel na die nuwe mens, na die gees, en nie meer na die vlees. En nou sê die woord van die Here vir ons, en ek gaan dit lees in Romeine, die 8ste hoofstuk, hoor wat sê die Bybel. Halleluja. Die woord van God kan nie verander nie. Die Here bly dieselfde. Ek wil net dit sê. Die Bybel sê dat Christus Jesus is die beeld van die onsigbare God. Dit meen Christus dra die beeld. Toe hy aarde toe kom, hoe verskyn hy aan ons? Deur 'n hemelse wese, engeltjie met vlerke ensovoorts. Nee, hy verskyn aan ons in die vorm van 'n mens, 'n babatjie, soos enige ander babatjie wat gebore word, behalwe dat hy die seun van God ook is. Halleluja. En nou kan ons deur die geboorte seuns en dogters van God word. Halleluja. Prys die Here. En hy sê hierdie woord, ek wil dit lees. Hy sê, die 28ste vers van die 8ste hoofstuk, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep het. Wat was God se voorneme? Waartoe het hy ons geroep? Nee. Om 'n nuwe skepsel te raak. Wat sy beeld en sy gelykenis is. 'n Nuwe skepsel. Die ou mens presies dieselfde, maar hy's verganklik. Maar die nuwe skepsel is onverganklik. En hy's ook na die beeld en gelykenis van God geskape. Maar wat sê hy nou verder? Die 29ste vers. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Halleluja. So waartoe het die Here ons geroep? Wat was sy voornemens? Dat ons gelykvormig word aan die beeld van sy seun. Nou word ek gelykvormig aan die beeld van sy seun, en sy seun, wat die beeld van God is, waar volgens die mens gemaak, geskape is in die begin, na die beeld en gelykenis van God, wat Christus is. Wat gebeur nou hier? Halleluja. Christus sê, vir Johannes, toe hy sê, Here, toon ons die Vader. Toe sê die Here, ek is so lank al by julle. En nou vra hy, toon ons die Vader. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Want Christus is die beeld van God, die Vader. En hy is die volmaak, as ek dit so kan dink, dis 'n gekloonde beeld. Hy lyk presies soos die Vader. En nou sê hy vir die disippels, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Nou word ons gelykvormig, dis God se voorneme, dis waartoe ons geroep is. Ons moet gelykvormig word aan die beeld van sy seun. So wanneer ek gelykvormig word aan die beeld van die seun van God, sê dit net een ding, wanneer ek op die straat stap, wat moet die mense sien? Vir Flippie Gerber? Nee. Wanneer ek spreek, en wanneer ek optree, dan moet hulle Jesus sien, want ek moet die beeld van Jesus dra. Ek moet sy gelykenis hê, sodat ek moet eintlik vir die mense kan sê, jy moet eintlik vir die mense kan sê, as jy my gesien het, het jy die Here Jesus ook gesien. As dit is onmoontlik vir ons hier op die aarde. Ek wil nou vandag vir iets sê, dis nie onmoontlik nie. Deur die geskiedenis heen het dit met baie mense gebeur. Wat mense reg het na kinders, ek het dit self ondervind, waar mense na toe kom en sê, ons kan sien, jy is 'n kind van die Here, en jy die Here Jesus lief. Hoe sien hulle dit? Hulle sien hom wat in my is. Maar ongelukkig vandag sien die mens van ons te veel van ons. Ons, ek, dit, ek so. Halleluja. So wat ek hier wil sê, en dit is dat die beeld van God en gelykenis van God
wat Adam en Eva verloor het. Die Here Jesus kom aarde toe sodat dit weer herstel kan word in so 'n mate dat wanneer die mense na ons kyk, laat hulle Jesus sal sien, die beeld, die gelykenis van God. Johannes sê dit in sy sendbrief. Hy sê, broers, ek weet nie wat ons sal wees die dag as die Here kom nie, maar een ding weet ek, en dit is, ons sal aan hom gelyk wees. Halleluja. En hier het alles te doen met die wapenrus. Net vinnig vir iets sê. Hy sê, Paulus sê, beklee julle dan met Christus. Met wat? Waarheid, geregtigheid, skoene aan die voete vir die bereidheid vir die evangelie, die helm van verlossing, skild van die geloof, swaard van die gees, die woord van God. Beklee julle, want Christus is die waarheid, hy is die geregtigheid, hy is die evangelie, hy is die vrede, hy is die saligmaker, hy is die verlosser, hy is ons skild, hy is die woord van God. Dis wat die wapenrusting is. Halleluja. Dis nie iets om mee oorlog te voer nie. Nee, jy moet daar buite die beeld en gelykenis van God aan die wêreld voorstel. Soos die Here Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Halleluja. En wanneer ons werklik uit die Gees gebore is, glo ek dat ons moet hierdie beeld en gelykenis van die Here Jesus in ons lewens dra. En kom, dis moontlik, want Christus is in jou. En dis so wonderlik van hierdie hele saak. Kom, laat ons strewe na dit, wat kan lei totdat ons volkome kan wees, die beeld en gelykenis van. Halleluja. Vader, ons is baie dankie sê vir die onfeilbare woord, en ons is so baie dankbaar, Here, dat dit wat die mens verloor het, dat U dit weer vir die mens teruggee, sodat die mens waarlik U beeld en gelykenis kan wees. Verheerlik U groot naam, dan hier in Here, dat ons so sal lewe, dat Christus in ons gesien kan word. Baie dankie, Here, dat ons die beeld van Christus kan dra, sy gelykenis kan wees, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Seën die woord aan elke hart, en ons dankie vir groot genade, in Jesus se mooi naam, en ons prys U daarvoor. Amen en amen.